Sluit my ons oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg om hier saam te wees. Dankie vir die liefde vir ons. Dankie vir die goedheid. Vader, ons word nou stil vir U. Ons maak ons harte oop. Ons wil die woord ontvang wat U vir ons gee. Ons besef hierdie woord is lewe. Hierdie woord bevat lewe en hierdie woord bevat krag. En ons ontvang dit en ons dankie in Jesus naam. Amen. Halleluja. Welkom almal. My titel vanmôre is die stappe van geloof. Die stappe van geloof. Ons gaan 'n bietjie oor geloof praat. Kyk eers vir my na Hebreërs hoofstuk 10 en Hebreërs hoofstuk 11. Dan kyk ons hoekom ons oor geloof wil praat. Hoekom dit belangrik is om daaroor te praat en waar geloof inpas in ons daaglikse lewe. So Hebreërs hoofstuk 10 vanaf vers 35 sê dan werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het nie weg. Die Engels sê daar vast reward. Daar was dan groot beloning. Dis 'n vast reward. Want julle het lydsaamheid nodig. Lydsaamheid is om konstant te wees. Die ander woord vir lydsaamheid is konstantheid. Jy het nodig om konstant te wees. As jy 'n goeie atleet wil wees, dan moet jy konstant oefen. Dit help nie jy oefen een dag voluit en dan vir 'n week kan lê net dan. Dan gaan jy nie 'n wenner wees op die atletiekbaan nie. Jy moet elke dag konstantheid, né? Dieselfde in jou geestelike lewe, jy kort konstantheid. Om nadat jy die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. En dis waaroor dit gaan. Die Here het beloftes gegee en ons moet dit kry. Ons moet dit ontvang. Jy kan ook sê die belofte te ontvang. Ons ken almal Romeine 5 vers 17. Dat die wat kan ontvang. Romeine 5:17 sê die wat kan ontvang sal heers. So jy moet kan ontvang. Want nog 'n klein tydjie en hy wat kom sal kom en nie versuim nie. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Die regverdige sal uit die geloof lewe. Dis hoekom ons oor geloof moet praat en geloof verstaan en geloof begin doen. Want as ons nie geloof oor praat en geloof verstaan en geloof doen nie, dan kan ons nie uit die geloof lewe nie, né? En as hy onttrek het my siel geen welbaan om nie, maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Amen. Geloof tot behoud van die lewe. Hoofstuk 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Ek weet in die kinderbybel sê dit baie keer die wêreld is uit niks gemaak, maar dit is nie waar nie. Die wêreld is uit iets gemaak, wat jy nie kan sien nie. Dis wat die woord sê. Die wêreld is uit iets gemaak, maar jy kan dit nie sien nie. Wat is daai iets? Geestelike dinge, krag, geloof. Sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, watter hy getuienis ontvang dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het. Deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie omdat God hom weggeneem het. En voor sy wegneming, jy kan ook die woord wegraping gebruik, het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. So sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Dink jy ons kan te veel oor geloof praat? Nee. Amen. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Nou vers 11 sê die volgende: deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word. Deur die geloof, onderstreep, deur die geloof krag ontvang. Deur die geloof krag ontvang. Hoe ontvang jy krag? Deur geloof. Jy ontvang krag deur geloof. Nou goed.
Die sienlike ontstaan uit die onsienlike. Dit wat jy kan sien, ontstaan uit dit wat jy nie kan sien nie. Kyk 'n bietjie na 2 Korintiërs 4. 2 Korintiërs 4 vers 16. Daarom gee ons ook nie moed op nie. Om moed op te gee is nooit van die Here af nie. Amen. Daar's nie iets soos vals hoop nie. Alle hoop is van die Here af. Die Here is 'n God van hoop. Hy bring hoop. Maak nie saak hoe lyk die omstandighede nie. Maak nie saak wat jy met jou oë kan sien nie. Die verskil is, party mense kyk na wat hulle met hulle oë sien, en ander mense kyk na wat hulle met hulle hart sien. As jy met jou hart dit kan sien, dan jy hoop. Amen. Wat ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Jy kan ook sê, ons kyk nie na die sigbare dinge nie, maar ons kyk na die onsigbare dinge. Nou kan jy kyk na iets wat jy nie kan sien nie. Dit beteken jy moet met jou hart kyk. Jy kan nie net alles met jou oë kyk nie. Jy het oë aan die buitekant, wat hierso kyk, maar jy het ook oë aan die binnekant. As ek my oë toemaak, as jy nie aandroom, is jou oë oop of toe? Hulle is toe, maar wat sien jy? Klomp goeters. Amen. So jy kan sien sonder hierdie oë. Jy sien aan die binnekant. Omdat ons nie kyk na die sigbare dinge nie, maar na die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Nou hoofstuk 5, as ons op dieselfde bladsy net 'n bietjie afkyk, hoofstuk 5 vers 7 sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Aanskouing beteken iemand wat leef volgens wat hy kan sien met sy fisiese oë. Dis nie geloof nie. Jy het niks geloof nodig om te leef wat jy kan sien met jou fisiese oë nie. Jy het geloof nodig om te leef wat jy aan die binnekant kan sien. So nou gaan ons terug na Hebreërs 11 toe, waar ons nou was, in vers 1. En nou kan ons dit al beter verstaan. Hy sê die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Hy kan dit ook so sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat jy in die gees sien, 'n bewys van dit wat jy nie met jou oë kan sien nie. Ek gaan dit weer lees. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat jy in die gees sien. 'n Bewys van dit wat jy nie met jou oë kan sien nie. Dis wat geloof is. 'n Vaste vertroue op dit wat jy in jou gees sien. Nou, hoe kom geloof? Ons moet nou geloof hê en aksie kry, want sonder geloof kan ons nie God behaag nie. En onthou wat Jesus gesê het toe hy weggegaan het, hy het gesê, as ek terugkom, gaan ek nog geloof kry op die aarde. En nou moet ons sê, Jesus, sê by my, gaan jy nog geloof kry. Ek gaan leef in geloof, in gehoorsaamheid aan die Here. So die eerste ding is, ons gaan na Romeine 10 toe. Ons gaan kyk na 'n paar stappe wat ons moet volg om geloof in die gang te kry. Die krag van God. Die krag van God. Hou net vas dan, kyk net na Efesiërs 1. Hou jou plek daar, by Romeine 10, dan kyk jy na Efesiërs 1, vers 19. Dis daai bekende gebed wat hy doen aan die Efesiërs. En hy sê die volgende woorde, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy met die dode opgewek het. Nou die voetnota sê, wat na ons kant toe kom, of wat na ons kant toe vloei, wat glo. So dieselfde krag, wat Jesus opgewek het uit die dode, vloei, na die toe wat glo. Okay? Daar's 'n ou wat een keer 'n visie gehad het van Jesus, en hy was in 'n hospitaalkamer,
En hy was daar, sy elleboog wat seer gekry het, hulle moes hom geobserveer het. En hy lê nog so daar en hy hoor voetstappe in die gang afkom en hy dog is die nurse. Toe hy weer sien, toe is dit Jesus. En Jesus gaan sit langs sy bed en hy praat met hom vir 1 uur en 'n half. En een van die dinge wat hy vir hom sê, is die volgende, hy sê vir hom, daar's genoeg krag in elke hospitaalkamer om daardie siek persoon gesond te maak. Mits hulle weet dis daar en hulle weet hoe om dit te kontak. Okay? Daar's genoeg krag, die krag is nie die probleem nie. Die krag is ons weet nie dis daar nie of ons weet nie hoe om dit te kontak nie. Nou hoe kontak jy? Die eerste beginsel is geloof. Geloof maak 'n pad vir die krag van God om te manifesteer in jou lewe. Die krag van God is oral teenwoordig, maar die krag van God is nie oral in manifestasie nie. Dit is net soos hier rondom ons is daar wifi signals en daar's allerlei syne wat van uitgesaai word, né? Hier rondom is daar syne van tennis matches, en allerlei goed die by ons kom, ons sien dit nie. Hoekom? Ons is nie ingetune op dit nie, né? Nou net so is die krag van God nie teenwoordig, maar jy gaan dit nie ervaar of sien as jy nie jou gees instel op dit nie. Jy moet jou gees oopmaak, jou gees instel daarop. 'n Vliegtuig kan nie op enige plek land nie. Waar moet 'n vliegtuig land? Op 'n aanloopbaan, né? Die vliegtuig gaan nie sommer baie goed doen as op enige veld kies of daar's 'n lekker mielieland of so. Hy mag dit dalk maak, maar hy gaan nie dieselfde lyk na die tyd. Net so kan die krag van God net land waar daar ruimte gemaak word vir die krag van God om te land. En dit hang van jou hart af, van jou gees af. Dit hang van geloof af. Nou, Romeine 10 vers 17. Baie belangrik, ons moet nou leer oor geloof. Sê, die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Nou die woord wat daar gebruik word in daai versie. In die Grieks is daar verskillende woorde vir die woord. Die woord wat hier in die Grieks gebruik word is lewende woord. Dis 'n lewende woord. So hy sê die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die lewende woord van God. Hy praat van waarmee hoor jy? As jy in vers 8 kyk van Romeine 10, hy naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. So hy praat daarvan om met jou hart te hoor. Jy sien, jy kan met jou ore hoor, maar as jy nie met jou hart hoor nie, dan gaan dit verby jou. So jou hart moet oop wees. Jy moet jou hart oopmaak vir God se woord om te land in jou hart. Ek moet oop wees om te hoor die woorde van God. En die enigste manier hoe daai woord in my gees ingaan, is as die woord lewendig word vir my. Die woord moet lewendig word. Dit moet kosbaar wees vir my. As dit nie kosbaar is vir jou nie, gaan dit nie lewendig word vir jou nie. Amen. Dit moet nie net 'n intellektuele woord wees, of 'n woord wat jy ken in jou kop, of gememoriseer het dalk, maar dit is nie in jou hart nie. Jy moet leer met jou hart te luister. Die lewende woord van God. Geloof kom wanneer jy God se woord ontvang. En dit is tweerlei. Nommer 1, sy geskrewe woord, die beloftes, maar ook die stem van die Heilige Gees. Die stem van die Heilige Gees. Jy moet jou instel om daai sagte stilstemmetjie te hoor in die binnekant. Want dis die Heilige Gees wat met jou praat. En hy is 'n gentleman. Hy gaan nie met jou praat as jy nie wil hoor nie. En hy gaan ook nie met jou praat as jy hom nie vra om te praat nie. So een van die beste dinge, as jy nou 'n aanslag op jou lewe het, of jy het 'n challenge wat ons almal het, een of ander plek, eerste ding is vra vir hom, Here, wat moet ek doen? Dan raak jy stil. Hy sal vir jou die regte woord gee om op te staan. Want die gevaar is, jy gryp sommer 'n woord en sê, ek gaan op hierdie woord staan. Maar jy het nooit die Here gevra, want die Here het meer insig in die situasie as jy. Amen? Hy kan agter die skerm sien wat jy nie kan sien nie. En hy weet watter woord jy moet opstaan. En wat jy moet doen. So jou gees moet hoor. Jou gees moet die lewende woord hoor. Dis hoe geloof kom. Jy moet die lewende woord in jou gees inkry. Nou een van die maniere om die woord lewendig te laat word, is om dit te mediteer.
om dit te mediteer. Soos daai versie 2 Korintiërs 5 vers 21, al die baie jare terug het hom nie vir my gesê het, Gerry, leer hom en mediteer hom. En wat staan daar? Daar staan, God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, dat ons kan word die geregtigheid van God in Jesus. So ek het dit geleer, want ek was gehoorsaam, en het gemediteer, maar ek het niks verstaan nie. Niks verstaan nie. Maar ek het ten minste geluister, en ek het dit gemediteer. Dit beteken jy oordink dit, jy dink, kyk, God het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, jy mediteer hom, jy dink hom, lees hom weer. Jy sal sê, as jy nog in die begin gemediteer het, dan vergeet jy gou die woorde. Jy vergeet baie, maar jy weer gaan lees. Maar soos ek hom gemediteer het, eendag, terwyl ek hom so, ek ry my Datsun bakkie, daar in Pretoria, toe ek in Duncanstraat indraai, toe klap daai versie my net iets. Toe word dit 'n lewende woord vir my. Toe besef ek skielik, wow, ek is nie meer 'n sondaar nie. Ek is die geregtigheid van God in Jesus. Jy sien, dit moet 'n lewende woord word. As dit 'n lewende woord word, dan is geloof daar. Dan is geloof daar. Jesaja 53 is daai hoofstuk oor die kruisiging van Jesus wat profeties deur Jesaja vooruitgesien is. En dan vers 1 sê die volgende: Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Wie is die arm van die Here? Dis Jesus, né? Hy sê, wie het, die Engels sê maar, hy sê, who have believed our report? Amen? Wie het ons verslag geglo? Dit moet 'n lewende woord vir jou word. Aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Die arm van die Here, die krag van die Here, is Jesus. Dit is in hom. Nou, as ek wil lewe in geloof, dan beteken dit, as 'n ding nie in lyn is met die woord nie, baie dinge in ons lewe is nie in lyn met die woord nie, en is ook nie die wil van God nie. Daar's baie dinge in ons lewe wat gebeur, wat glad nie die plan van God is, of sy wil nie. Baie dinge. Dit sê alles wat gebeur is die plan van die Here, is die wil van die Here, is teen die Bybel. Want in die aarde het daar 'n duiwel ingekom, en daar het sonde ingekom, en daar het 'n vloek ingekom, en nie een van daai goed is sy wil nie. Amen? Siekte is nooit die wil van die Here nie. Never. Hoe weet ek dit? Hy sê dit in sy woord. Hy sê, deur my wonde het ek gesterf vir julle, deur my wonde is julle genees. So hy het betaal vir siekte, hy het betaal vir armoede, hy het betaal vir enige deel van die vloek. Want Galasiërs 3 vers 13 sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar staan geskrywe, vervloek is elke wat aan 'n hout hang, dat die seun van Abraham, dat die heidene kan kom in Christus Jesus. So wat behoort aan jou as jy wedergebore is? Die seun van Abraham. So enigiets wat in jou lewe is, wat nie klop met die seun van Abraham nie, wat moet jy doen? Jy moet jou geloof begin gebruik om dit in lyn te bring met die seun van Abraham. Ek onthou toe ek 2019, so aan die einde van die jaar, toe ry ek daar op die plaas, en ek voel in my gees, iets aan die kom, iets is aan die kom. Dit is so 2019 November, en ek vra vir die Here, wat is aan die kom? En die Here sê vir my die volgende woord, hy sê, iets is aan die kom, ja. Dit is nou 3 maande voor COVID, né? Iets is aan die kom, maar dit verander nie die seun van Abraham nie. Dis al wat die Here vir my gesê, dit verander nie die seun van Abraham nie. Amen. Dis ek fyn. Dis al wat ek hoef te weet. Maak nie saak wat aan die kom is nie. Dit verander nie die seun van Abraham nie. Ek is die geseënde van die Here. Ek is die geseënde van Abraham. Ek is geseënd met die seun van Abraham. Amen. En maak nie saak wat kom nie. Dit sal my net meer geseënd maak. Amen. So jy benodig 'n spesifieke woord. As jy 'n spesifieke probleem wil aanspreek, sê net maar in jou finansies, of in jou liggaam, of watter area jy nou ook al jou challenge is, dan benodig jy 'n spesifieke woord. Jy moet die Heilige Gees vra om jou te help. Here, wys my watter woord moet ek opstaan.
Ek het al, dis die eerste stap. So byvoorbeeld in my eie geval, was ek nou moeg daarvoor om so griep te kry die hele tyd. En ek besluit ek gaan nou 'n streep trek onder die griep. En ek vra die Here en hy gee my spesifieke woord 1 Petrus 2 vers 24. OK? 1 Petrus 2 vers 24. En nou die oomblik as jy die woord het, wat moet jy doen? Begin om te mediteer. Jy mediteer, en daar's verskillende maniere van meditasie, maar mediteer beteken jy oordink hom en jy spreek hom. Dis die twee maniere van meditasie. Want nou wil jy daai woord in jou gees inkry, dat hy kan lewende woord word vir jou, né? So ons met daai stadium is daar in Kanada gebly en ons het ons pastoor gehelp om sy huis te verf. Nou verf ons die mure. En ek het net so 'n klein King James sak Bybeltjie gehad in my bosak. Haal ek hom uit, maak ek hom oop by 1 Petrus 2 vers 24. En die King James staan daar, who his own self bore our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sin, can be alive unto righteousness. By his stripes you are healed. Ons sien daar's baie vleis in daai versie. Jy moet hom lees, en jy hom weer lees, en jy hom weer lees, daai vleis moet geëet word. Dan begin jy vat een frase, who his own self. Okay, net dit, dan begin ek mediteer daaroor. Who his own self. Jy weet, hy kon 'n bok ook gevat het. hy kon 'n bees gegee word, maar his own self bore your sin, my sin, in his own body on that tree. Want jy kan net tot daar mediteer. Jy sal mediteer om net tot daar. Jy gaan iets kry dan. Jy sien as jy by die einde kom, by stripes you are healed, dan is dit maklik. Want hy vat jou, jy sien die duiwel wil jou altyd ver. Die duiwel wil vir jou sê, jy gaan dit nie maak, jy gaan nie ontvang, jy is nie goed genoeg nie. Né? En wat sê hy? Who his own self bore your sins in his own body on that tree, that you can be dead to sin. Jy sien, jy moet eers dood wees vir sonde, jy is dood vir die sonde, jy is lewendig vir geregtigheid, deur sy wonde is jy genees. Amen. En ek het dit gemediteer, en eendag werk ek daar en ek hardloop tussen die cubicles, sien al die mense, en almal het griep, en daar kry ek ook griep. Kry ek so lekker kop, en hy begin net so, weet, en ek sê, iets is nou nie reg hier nie. En ek vergeet van al die mense wat in die cubicle sit, ek sit daar in die middelste kantoortjie. Net so 'n paar minute, hulle weet nie ek sit nou daar nie. En ek maak my Bybel oop by daai versie. En ek lees hom, en ek ontvang hom, en toe ek daar opstaan, toe lig het van my af. Toe ek by die deur uitstap, was ek gesond. Maar ek het eers voor die tyd gemediteer, ek het die huis se fondament gelê. Verstaan jy? So, jy benodig 'n spesifieke woord. En laat die Here jou help. As die Here nie vir jou deur sy Heilige Gees 'n spesifieke woord gee nie, dan beteken dit jy weet klaar wat jy moet weet. Dan vat jy die woord wat jy weet. Jy vat daai woord wat jy weet. Sê net maar, ek kry simptome in my liggaam, dan gaan ek en vra ek vir die Here, Here, is daar woorde wat ek moet staan? As ek niks hoor, dan gaan ek na 1 Petrus 2 vers 24 toe. Jy weet my. Want dan weet ek klaar. Nommer 2, antwoord die probleem in die situasie met die woord. Kyk baie mooi na die woorde van jou mond. Jy is, soos Jan vanoggend gesê het, in die beeld van God geskape. Halleluja. God is gees. Johannes 4, vers 24. Praat Jesus met die vrou by die put. Hy sê, God is gees. En die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. God het jou geskape na sy beeld, na sy gelykenis. Wat maak dit jou? Gees. Jy is nie 'n liggaam nie, jy bly net in een. Jy is nie 'n siel nie, jy het net 'n siel. Jy is gees, net soos God. Okay? So, jy benodig 'n spesifieke woord. Jy kry die woord, jy hoor by Heilige Gees, jy vat daai woord, jy mediteer hom, nou moet jy die probleem antwoord. Elke probleem moet geantwoord word. Jy kan nie sommer lospraat nie. As jy begin lospraat, en die duiwel sal baie subtiel werk op jou denke, né, om jou te laat woorde praat wat jy nie eintlik bedoel nie, maar jy het dit tog gesê. Ja, ek het dit begin, ek flop dit altyd.
Nou, wie is die inspirasie van daai woorde? Hè? Nie die Heilige Gees nie, nie die woord nie. Die woord sien nie jou as 'n flop nie. Die woord sien jou as 'n meer as oorwinnaar deur Christus wat jou krag gee. Amen. As ek 'n ding aanpak, is dit geseënd. As ek waar ek my hand aansit om te doen, is geseënd. Amen. Nou, jy moet dit mediteer dat dit nie net Sondag gesê word nie, maar Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag. Amen. En wanneer is dit die belangrikste tyd om dit te sê? Wanneer dit nie so lyk nie. Die duiwel sal onmiddellik as jy sien, hy raak nou bang vir hierdie ouetjie begin op die woord staan. Ek dink ek moet 'n paar situasies stuur om hierdie ou van die woord af te kry. Nou wat sê Paulus? Hy sê wat sê Efesiërs 6? En die King James sê, having done all to stand, stand. Né? Want jy is nie iemand wat die oorwinning probeer kry nie. Jesus het die oorwinning vir jou gekry. Ons is nie soos 'n weermag wat 'n ander land moet inval nie. Ons is soos 'n weermag wat klaar die land ingeval en oorwin het. Nou moet ons net wet en orde handhaaf. Ons is net daar om te handhaaf. Ons moet onsself nie afstoot van ons posisie af. Die duiwel sal enigiets doen om jou af te stoot van jou posisie af. Hy kom uit vrae, hy kom uit verslae. Né? Ek het al gesien as ek iemand behandel en dan kom 'n verslag terug. En die verslag is negatief, val die ou se gesig so. Wie se verslag gaan jy glo? Die Here se verslag? Of die papierverslag? Hè? Daar's so 'n liedjie, we shall believe the report of the Lord. Né? Nou, kyk na Lukas 4, vers 4. Lukas 4 vers 4. Daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Jou gees het God se woord nodig, soos wat jou liggaam pap en vleis nodig het, kos nodig het, né? Het jou gees die woord nodig. As jy 3 maal 'n dag vir jou lyf 'n warm ete gee, en jy gee 1 maal 'n week vir jou gees 'n koue snack, wat gaan met jou gees gebeur? Gaan so 'n pap ou geesie wees. Jy moet hom kos gee. Jy moet hom elke dag op begin. 'n Smith Wigglesworth, daai ou wat die loodgieter was daar in Engeland, wat al die mense die dood opgewek het. Kragtige bediening. As hy nie môre wakker geword het, in die bed het geklim, wat se eerste ding wat hy gedoen het? Hy het begin dans voor die Here. Hy het in joy ingegaan, in vreugde ingegaan. Hy het onmiddellik sy gees geroer, verstaan? Dat hy in die geestelike realm die gees aan die gang kry. 2 Korintiërs 1 vers 20 sê dat elke belofte van God, in hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Die beloftes is altyd ja en amen. God gaan nie 'n belofte maak en sê deur my wonde is ek genees, maar dan maak hy 'n uitsondering van jou nie. Dis altyd ja en altyd amen. As dit God se woord is, as God sy woord verander, maak dit hom 'n leienaar. Is julle met my? En hy is nie 'n leienaar nie. Dis die enigste ding wat God nie kan doen nie. Die lieg weer is iets wat God nie kan doen nie. Hy kan nie lieg nie. Amen. Soos hy gesê het, deur my wonde is jy genees, dan is jy genees. 2 Petrus 1 vers 1 tot 4. Petrus 1, gaan ons lees van vers 1 tot 4. Simon Petrus, 'n diensknegt en 'n apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het. Jy sien, daai geloof. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hy is die beginner en die volëinder van ons geloof. Hebreërs 12:1 sê, hy is die outeur van jou geloof, en hy is die woord volëinder is finisher, die een wat die afronding gee daarin. Mag guns en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here.
maar guns en vrede vir julle vermeerder word, deur die kennis van God en Jesus ons Here. Daai woord kennis daar, is weer eens intieme, spesifieke, lewende, geopenbaarde kennis. Dis nie 'n akademiese kennis nie, dis nie 'n lukraakse kennis nie, dis kennis van, jy spandeer tyd intiem, dat jy die persoon ken. Hy kom eerste. Amen. Dit is daai kennis. Daai kennis maak dat guns en vrede vermeerder in jou lewe. Nou, in die geestelike realm is daar kragte. Die 9 vrugte van die Heilige Gees is ook, kan jy ook stel as 9 kragte. Elke vrug is 'n krag. Liefde is 'n krag. Die krag van liefde. Vreugde is 'n krag. Nehemia sê, die vreugde van die Here is ons krag. Vrede is 'n geweldige krag. Is 'n geweldige krag. Kyk 'n bietjie na Johannes 14. Johannes 14 vers 27. As jy nou 'n disipel was in die dae van Jesus, né? En jy moet onthou nou hierso Johannes 14 hier af is die laaste woorde van Jesus. Hy's nou besig om kobai te sê. En hy sê cheers till further notice, okay? Wat sal jy vir Jesus vra om te los op die aardeskap vir jou? Jesus, wat was uniek aan Jesus se bediening? Sy krag, is dit nie? Ek bedoel, die krag om 'n melaatse mens gesond te maak, die krag om 'n dode op te wek, die krag van God in manifestasie. Wat sê jy daarvan dink as ek weet, maar Jesus het sy krag gelos, maar ons het dit gemis. Nou luister hierso. Vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. As jy die openbaring kry dat vrede 'n krag is, dan besef jy, in die vrede is die krag. Ons kan die versie so lees, krag laat ek vir julle na, my krag gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat jou gees nie ontsteld word en bang wees nie. Kyk, Jesaja 55, waar Jesaja vooruitkyk op die koninkryksbeginsels, dan sê hy, jy sal uittrek met vreugde en voortgelei word met vrede. Dis albei kragte. Dis geesteskragte. So beteken, hoe dieper ek in vrede kan ingaan, hoe dieper is ek in die krag van die Here. En enigiets wat my uit vrede uittrek, maak my dat ek nie die krag van die Here kan ontvang nie. So, gebrek aan vrede, gebrek aan krag. My vrede laat ek vir julle na. My krag laat ek, die krag wat hy nagelaat het, was in die vrede. As jy die vrede ontvang, ontvang jy die krag. Amen. Is julle met my? Okay, nou kom ons kyk na Markus 11, na 'n voorbeeld, waar Jesus nou vir ons lering gee oor geloof. Jesus praat met die vyeboom verdroog. Hy praat 'n paar woorde, hy het nie eens lank gepraat nie. Hy het nie eens gespoeg op die vyeboom nie. Hy het nie die vyeboom bestraf en te kere gegaan nie. Hy het net 'n paar woorde gepraat, that's it. Niemand eet vrug van jou hierna vir ewig nie, punt. Hy het omgedraai geloof. Vers 21, Markus 11, en Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Jesus antwoord en sê vir hom, julle moet geloof in God hê, julle moet die geloof van God hê, julle moet geloof in God hê, julle moet geloof soos God hê, amen, hy is julle pa, wees soos hy. Wat beteken dit? Nommer 1, praat met dinge. Praat met dinge. As jy nog nie met dinge praat nie, is jy nog 'n ongehoorsame disipel. Wie van julle wil graag ongehoorsame disipels wees? Moenie jou hand opsteek nie.
Ons wil praat met dinge, okay? Praat met goed. Want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Watter woord is nou die algemeenste woord in daai sinnetjie gewees? Sê. Sê. Hy het een keer gesê glo, 3 keer sê. Hy glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Wat sê jy? Jy kom teken by iemand en groet die ou en wat sê hy vir jou? Hey, wat sê jy? Dis 'n goeie geleentheid. Jy kan die woord spreek net daar. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit ontvang en julle sal dit verkry. Nou moet jy verstaan, daar's verskil tussen ontvang en manifestasie. Hier ontvang jy, daar sien jy. Jy gaan dit nooit sien as jy dit nie ontvang sonder om dit te sien. Jy moet dit eers ontvang, dan kan jy dit sien. Wat sê die aardse natuurlike mens? Ek wil eers sien, dan sal ek glo. Dis net so goed as jy sê, ek wil dit eers sien, dan sal ek ontvang. Ek is so nie. Jy moet eers ontvang, dan kan jy sien. So daar's 'n tydperk wat verloop van ontvang na sien, na manifestasie. En dis in daai tydperk waar die duiwel jou wil afdruk van jou stand af, jy sien. So daarom sê ek vir julle, alles wat jy in die gebed vra, glo dat jy dit ontvang wanneer jy vra. En jy sal dit kry. Glo jy ontvang wanneer jy vra. Maar nou help dit nie glo met jou kop en nie met jou hart nie. Jy moet met jou hart glo. So hoe gaan ons dit regkry? Wat ons nou gesê het, van die woord mediteer dit, begin, vra vir die Heilige Gees, vat daai woord en vat 1 Petrus 2 vers 24, of vat Filippense 4 vers 19. My God voorsien in al my behoeftes, na sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. Ontvang dit. Ontvang dit, jy sien. Jy ontvang dit aan die binnekant. Jy begin dit sien aan die binnekant. Dit is geweldig belangrik om dit te sien aan die binnekant. Wat jy sien aan die binnekant is verskriklik belangrik. Dit is Bybelse hoop. Wanneer die Bybel die woord hoop gebruik, dis nie die woord wens nie. Okay? Dis nie soos ek wens die Springbokke wen nie. Dis net wens, verstaan jy? Dis nie hoop nie. Wat is die woord hoop? Hoop is 'n duidelike, brandende prentjie aan die binnekant van jou wat jy sien. So ek vat die woord en ek mediteer die woord en daai meditasie bring 'n prentjie vir my. Daar's 'n voorbeeld gewees, Dr. Paul Jonkie Chow van Seoul, Korea, het 'n radio program op 'n stadium gehad waar hy oor geloof gepraat het. En daar was 'n vrou gewees wat baie siek was. Sy het kanker van die cervix gehad. En op daai stadium was sy totaal sterwend. Sy was so in en uit 'n koma. En haar hele maag was opgeswel, weet sy kon nie, alles was geblok en alles, dit was. En op daai stadium lyk dit of sy gaan nou doodgaan. En haar man besluit toe hy gaan maar die ambulans haal. En hy los haar toe daar by die huis en hy sit die radio aan, dat sy dan iets het om na te luister, terwyl hy die ambulans gaan haal. En op die radioprogram kom Dr. Paul Jonkie Chow, begin hy praat. Hy begin praat oor hoop, hy begin praat oor die prentjie wat jy sien. En sy hoor dit, en sy begin dit vat. Sy begin daai prentjie, sy sien. Sy begin die prentjie, want die hele tyd in jou binnekant, in haar binnekant was daar 'n prentjie van haar begrafnis, en wat gaan nou gebeur, en wat gaan met die kindertjies, en verstaan, dis wat die duiwel wil skets. En sy besluit hoe sy gaan daai prentjie los, en sy gaan hierdie nuwe prentjie vat. En iets het gebeur daar, maar toe die ou terugkom in die ambulans, toe staan sy regop, en sy is heeltemal genees. Daar het 'n wonderwerk gebeur, want met die pad is gemaak deur die hoop. Hoop, geloof, die geloof dan, now, faith is the substance of things hoped for.
Jy kan nie geloof hê as jy nog nie die prentjie verander het nie. Hoe kan jy sê jy het geloof, maar jou prentjie is nog verkeerd? Jy moet eers jou prentjie verander. En wat verander die prentjie? Die woord met die prentjie bepaal. Die woord sê deur sy wonde is ek genees. Die woord sê die seun van Abraham is myne. Psalm 91. Met 'n lang lewe sal ek jou versadig. Amen. Jy sien dit. Nou, wat moet jy doen in daai tydperk tussen die tyd wat jy dit ontvang in jou gees en wat jy dit sien? Nou kom ons kyk wat sê die woord vir ons. Kyk na Kolossense 4 vers 2. Jy sien, jy kan nie lui wees en geloof hê nie, hoor. Jy moet werk met die woord, werk met jou gees. Kolossense 4 vers 2. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Jy sien, danksegging. As ek glo ek ontvang, wat moet ek doen? Dankie sê. Jy sê dankie voor jy het kan sien. Nou dieselfde hierso in Filippense 4. Kyk 'n bietjie wat sê Paulus vir ons daar, Filippense 4. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Dit is 'n geestelike beginsel. Onthou daar waar hy in die tronk gesit het in Filippi, wat het hy gedoen? Hy het vreugde uit sy gees uit laat kom. Mense sê, o, Paulus is in die tronk. Ja, maar hoe lank? Hoe lank was Paulus in die tronk? 6 ure? Dink ek, min of meer. Want hy is middernag is hy uit. Hy was net een dag daar, in Filippi. Amen. En hoe sê hy uit? Met krag wat uit sy gees vrygestel is. Hy en Silas het begin om die Here te loof, hulle het met danksegging begin. Hulle het obviously hulle geloof vrygestel, en daai hele tronk is uit mekaar geskit. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Jy sê, jy moet jou verbly, jy moet begin by die woord, dan moet jy die prentjie teken, wat jy kan sien, wat die woord teken. En dan moet jy bly raak oor daai prentjie. Daai prentjie moet jou bly maak. Jy sien jouself as die geseënde vir die Here, as die geneesde van die Here. Amen. En daai prentjie moet jou, as die prentjie jou begin bly maak, dan weet jy nou het jy nou iets, jy het nou kontak gemaak. Wees oor niks besorg nie. Waar kom besorgdheid vandaan? Van Satan af. Hy wil jou besorg maak oor alles, né? Wees oor niks besorg nie, maar laat jou begeertes. Dit klink nie baie godsdienstig nie. Laat God se begeertes. Nee, daar staan jou begeertes. Laat jou begeertes in alles, deur gebed en petisie met danksegging bekend word by God. Nou, hoe kan ons sê, dit moet bekend word? Is dit nie klaar bekend nie? Wel, dit hang af wie dit al gebring het. Jy sien, dit is soos 'n amptelike vlak. Die Here wag vir jou om dit te bring. Die Here kan niks vir jou doen voor jy nie die probleem vir hom bring nie. Hy mag weet van jou probleem, maar dit is nog nie op 'n amptelike vlak bekend nie. Daar is nog nie papierwerk nie. Amen. Ek is dankbaar om te sê, dat die beeste op ons plaas is almal back and claw geënt. Hierdie laaste week, al beeste is back and claw geënt. Maar die interessante ding was, voor ek met die veearts gebel het, en uitgevind het, hulle het nou back and claw entstof daar nie, en hom gevra het, wat van my, kan hy my dalk kom ent, dan sou ek nou nog nie back and claw geënt gewees het. Want die back and claw entstof val nie uit die hemel nie. Nee, ek moet dit vra, en ek moet dit ontvang. Is julle met my? So, dis hoe geloof werk. Ek moet die versoek na die Here te bring, en ek moet dit ontvang. Ek moet oop wees. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart en jou gedagtes bewaar. Nou sien, dit is wat moet gebeur vanaf jy ontvang, tot jy sien, in daai tydperk. Moet jy in danksegging bly. Jy moet in vreugde bly,
en jy moet in vrede bly. En die vyand gaan jy probeer afstoot van vrede af en van vreugde af. En al wat jy moet doen is staan net. Jy hoef niks te doen nie. Staan. Efesiërs sê vir ons, having done all to stand, stand. Jy staan net. In vreugde en in vrede. Nou dit klink maklik, maar wat gebeur as die duiwel op jou kom en hy stuur 'n demoon wat op jou brein werk? Hy sit nie op jou skouer en hy sê vir jou, wat van dit, wat van dit, wat van dat, wat van dat, né? Daar moet jy oefen, jy moet leer hoe om te ignoreer. Jy moet kan sterk ignoreer. Ons ignoreer die stem van die duiwel. Die feit dat jy hom hoor, beteken nie, jy hoef dit te oordink nie. Amen? Jy ignoreer hom, jy verplaas hom met die woord. Jy antwoord elke gedagte. Nee, deur sy wonde is ek genees. Amen? Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Hier is baie praktiese beginsels. Laat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby, wees oor niks besorg nie. Nou wat het Jesus gesê in Matteus 6? Hy het gesê, stop being perpetually uneasy about your life. Hou op om die hele tyd ongemaklik te voel oor jou lewe. Heeltyd so bietjie gepla. Dis van die vyand af. Jy is veronderstel om in vreugde te wees en in vrede te wees. Jy moet daai vreugde muskel oefen en die vrede muskel oefen, dan bly jy in geloof. Dan gaan jy ontvang. Amen. Dan, en dit bring vreugde in die hart van die Vader. Daar's niks wat die Vader meer bly maak as dat sy kinders ontvang nie. Amen. Die Vader wil hê die kinders moet ontvang. Dit maak hom bly as ons dit reg kry. Kyk 'n bietjie na Romeine 1 vers 16 en 17. Romeine 1 vers 16 en 17, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Wat is 'n redding? Dis uit iets uit 'n moeilikheid uit. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof. Soos geskrywe is, die regverdige sal uit die geloof lewe. 1 Korintiërs 1 vers 18. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Dan hoofstuk 2 vers 4. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Die krag van God, mense, is beskikbaar. Die krag van God is beskikbaar. En julle ken Markus 4. Waaroor gaan Markus 4? Die saaier, né? Die saaier saai die woord. Die woord is die saad. Jou hart is die grond, né? En wat is die probleem in die hele proses? Wat is Markus 4 se probleem? Daar is 'n vyand wat die hele tyd tussenin wil kom en wat wil hy met die saad doen? Hy wil die saad uitkry. En dit is ons werk, hy wil onkruid kom saai, hy wil die saad steel, hy wil pressure op jou sit, want hy wil nie hê jy moet ontvang nie. Maar as jy hardkoppig genoeg is, dan sal jy ontvang. Jy moet net hardkoppig genoeg wees. Amen. Goeie hardkoppigheid. Jy is hardkoppig op die woord. Jy sê die woord. Jy spreek die woord. Jy dink die woord. Jy eet die woord. Amen. Onthou, daar was 'n ou wat baie siek was as 'n kind. Hy was basies op sy sterfbed gewees. As 'n tiener. Met 'n klomp verskillende siektes. En in die eerste nag, uit hartaanvalle en ander goeters, die eerste nag wat hy op sy sterfbed gelê het, is hy wedergebore.
En toe hy nou wedergebore is, toe begin hy die Bybel lees. En hy besef, hier's hier's 'n realiteit. En hy het so die Bybel gelees, en eendag toe kom die familie, raak toe bekommerd oor hom, hy lees te veel Bybel. En hulle vra toe die dokter om te praat, en die dokter, nou hy lê 24 uur 'n dag op die bed, die dokter kom praat en sê, seun, hoe gaan dit met jou? Wat doen jy? Sê ek lees Bybel. Hy sê, lees jy nie 'n bietjie die comic books nie? Wat van die koerant? Hy sê, nee, ek het nie tyd nie. Ek het nie tyd daarvoor nie. Ek het nie tyd nie. Jy sien, hy het besef, hierdie is 'n lewe en dood ding. 18 maande later daai ouetjie opgestaan van daai bed af in geloof en hy's volkome genees. Dit is hy 80 jaar oud geword. Maar toe hulle vir sy ook lees nie die comic books, ek het nie tyd nie. As jy op jou sterfbed lê, dan het jy nie tyd nie. Jy het nie tyd om comic books te lees nie. Dis nou tyd dat jy hy het die woord ingebou. En hy het daar opgestaan. So die woord, saai die woord in jou hart. Jou mond is jou planter. Jou hart is jou grond. Die woord is bonatuurlik. Die krag van God is in die woord van God. Jy vat die woord, jy sit dit in jou mond, jou ore hoor dit, jy kry dit in jou hart in. Jy mediteer dit, jy spreek dit. Dit word lewendig in jou. Dit word lewendig in jou. As dit lewendig is, praat met die probleem. Praat met daai probleem. En dan, wat moet jy doen? Jy moet jou geloof vrystel. Om te hoor, ontvang jy geloof, maar jy stel nie geloof vry nie. Hoe stel mens geloof vry? Jy spreek dit. Jou mond stel geloof vry. En as jy jou geloof vrygestel het, wat moet jy daarna doen? Jy moet net in 'n posisie bly. Dis al wat jy hoef te doen, is bly in posisie. Die GPS het jou klaar gemerk vir jou parcel, okay? Maar as jy nou posisie afgaan, dan gaan jy die parcel mis. En hoe bly jy in posisie? Jy bly in danksegging, jy bly in vreugde, en jy bly in vrede. Dis jou doel. Ja, maar wat as ek doodgaan? Dan gaan jy in vreugde dood, en in vrede dood, en in danksegging dood, maar jy gaan nie afgaan daarvan nie. Ek kan in geen beter manier dink om dood te gaan, as in vrede, vreugde en danksegging nie. Nou weet die duiwel nie wat om te sê nie, sien, ek het nou al sy verskonings uitgehaal. Jy staan, op die woord, dis al wat jy doen. Amen? Prys die Here. So kom ons oefen hierdie dinge. Hierdie is nie net vir noodgevalle, hierdie is vir elke dag se lewe. As jy hierdie ding ontwikkel in jou, en jy word 'n man en 'n vrou van geloof, dan word jy iemand wat 'n seën word vir almal rondom jou. Die koninkryk van God is soos 'n man wat saad in die grond saai, en hy gaan slaap en hy staan op nag en dag, en self sprei die saad voort, en bring 'n oes, eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volle koring in die aar. En wanneer die oes dit toelaat, dan steek hy die sekel in, en hy kry die oes in. Die koninkryk van God is ook soos 'n boom wat groei en groot takke maak. Wat beteken dit? Dis vir die mense rondom jou. Hulle kan koelte kom kry by jou. As jy uit geloof is en jy leef uit geloof, dan is dit nie net gevaarlik vir jou lewe nie. Dit is gevaarlik vir die mense om jou se lewens. Jou familie en jou vriende. Elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid om in geloof te hê. Ja, maar my vrou het geloof. Dis net so goed as weet. My vrou bid. My vrou bid. Sê so goed jy sê, my vrou eet vir my. Elke middag eet sy vir my. Nee, jy eet jou eie kos. En jy moet self bid. Jy moet self geloof hê. Elke mens moet self, God het nie kleinkinders nie. Hy het nie agterkleinkinders nie. Hy het net kinders. Jy moet sy kind wees. Jy moet in geloof staan. Jy moet 'n lig wees wat skyn. Sy woord in jou. En ek sê vir jou, die Here is op pad. Hy's baie naby. Kom ons maak seker in ons harte kry geloof. Wanneer hy by ons lewens kom, dan is daar geloof. Dit maak sy hart baie bly. En dit gaan nie net wees vir die dag as hy terugkom nie. Dis vir elke dag. Elke dag is jy reg. Elke dag sien jy wonderwerke gebeur in jou lewe. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die kosbare woord. Dankie vir u woord wat vol krag is,
vol lig is. Dankie vir u liefde. Niks kan ons ooit van die liefde skei nie. Dankie vir die kosbare beloftes, dat deur hierdie beloftes ons vrygemaak kan lewe in hierdie donker aarde. Dat elke stuk duisternis teruggedryf word deur u woorde en deur u beloftes. Net soos u gesê het, lig wees en lig was, so sal ons ook u woorde in ons mond sit en die duisternis uit ons eie lewens uitdryf. Ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Halleluja.